Ja, nou ja, ons het nou die jaarlikse toekenning van die orde van die windpomp. Nou skaamteloos erken ons dat ons, julle weet, 'n prys gaan altyd gepaard met 'n commendatio en almal is gretig om die commendatio te lees, hoekom het die toekenning gekry en daai nie. Ons push het al geloop, maar ons ons disrupt daai ene. En ons is skaamteloos, ons het geen commendatio nie. Die geskiedenis van die orde van die windpomp as eksentrieke toekenning gaan heel wat terug. Van julle was verlede jaar hier, so julle sal die geskiedenis ken, maar mag ek dit herhaal vir die nuwelinge. Die eerste veldsoery, natuurlik Darryl se gedagte, en Darryl ons impresario, en een van die mense wat uitgenooi was Lien Botha, die romansier, en sy is natuurlik die dogter van Pik Botha. En julle weet die ou manne in daai dae van Pik Botha's en daai manne se regimes het graag vir mekaar goeters aangespeld. As dit nie 'n angelier was by die skool bazaar nie, dan was dit 'n orde van die renoster of die honoris crux of iets. So mense was lief om mekaar. Nou ja, dit is nie vreemd aan die Afrikaanse literêre bedryf natuurlik nie. Maar okay, so Lien verskyn skielik met so 'n windpomp in die hand. En ons het dit nie verwag nie. En sy sê sy het 'n aankondiging om te maak. En hierdie ding is die orde van die windpomp. En sy wil hom toeken aan AI. En sy sê, maar dis hierdie fantastiese ding wat hierdie ou bedink het. En het was hier buite op die plaas om 'n vuur. Ons was hier baie mense nie. En ons IK, die hele gesamentlike IK was heel wat laer as wat dit vanaand hier is. Ek moet sê, we've really upped our act. en toe kry Darryl is dus die eerste ontvanger van die toekenning van die windpomp. Daarna, nou moet julle mense my help, daarna was dit van die olievuur, wat ons baie bewonder en baie lief voor is. Fanie is 'n man met sy eie pad loop en dit was 'n belangrike faktor vir ons. En daarna was dit Elise Bishop. As julle nie weet wie dit is, kan julle Elise Bishop gaan Google. Maar 'n interessante verhaal, haar lewe. So Elise Bishop het dit gekry. Daarna was dit Clinton Du Plessis. Is Clinton hier vanaand? Ja. Clinton is lief vir ontsnap. Sy valuta is die onsigbaarheid. Maar ons het die orde van die windpomp vir hom gegee, omdat hy so 'n wonderlike historikus is van die lewe van die Oos-Kaap. En dan daarna was die wenner Dominique Botha. Dominique annoyance van, om 'n oudtydse term te gebruik, vergewe my, ek is gebore in 1954. Dominique Enthoven, die is daar. Sy is van die spiermense. Dominique het dit gekry. Sy het 'n fantastiese lesing gegee hier. Wat uitdagend was. Ek onthou haar pa was hier, haar ma was hier, en sy het vreesloos, en hulle het vreesloos ontvang wat sy vir hulle gegee het. Dit was fascinerend vir my en wonderlik dapper van die hele gesin. So sy het dit ontvang, wie nog? Weet ek? En natuurlik verlede jaar was Hein Willemse, almal van julle wat die reeks gekyk het oor Afrikaans, wat Dani Botha en Ernst Grundling gedoen het op Kyknet, sal baie goed weet wie Hein Willemse is. Hein kom 'n lang pad met Afrikaans en Hein was die wenner. Nou die jaar kyk ons nou weer, wie daar moet nou 'n mate van sigbaarheid wees, nee, daar's nou nie 'n commendatio nie, nou is daar 'n paar vrae, nou wie die donder ken die ding toe. So dis basies Darryl en Menan en ek en Isak de Vries. So ons 4 kom saam en ons kom elkeen met 'n naam en dan gooi ons 'n bietjie die name rond, net soos 'n goeie kabinet.
we rule by consensus, so daar is selde gestryery. So ons het nou vandag na 'n klomp voorstelle, want dit just like, daar was al baie perde wat gehardloop het oor. En is vurige perde en interessante perde. En as jy nou naby vurigheid en interessantheid kom, dan is jy nader na die kriteria, wat hulle ook al is, vir die orde van die windpomp. Maar onbeskaamd gee ons dit vir iemand wat interessant is, wat 'n individuele bydrae lewer, wat vreeslose individu is, en iemand doodgewoon eenvoudig van wie ons baie hou. Nou jammer is dit al die konvensies breek, maar dit is die orde van die windpomp. Ons wenner vir jaar is een van daai onderskatte dinge deesdae. Hy's 'n lewensgenieter. Erg onderskat, hoor. Hy's 'n lewensverbeteraar. Dis natuurlik meer iets meer wat mens na kyk deesdae. Hy is 'n rocker. Hy is 'n kunstenaar, hy skilder. Hy skryf gedigte. Hy's 'n professor. Hy is 'n institusionele speler aan die universiteit. En nou, ek weet nie, enigeen kan maar opstaan nou, né? So, Andries. Kom ek help jou. Ja, sy, baie geluk. Baie geluk. Ja, hy het geskik, ja. Ja, so. Soos alle professore het hy nou veel te sê, maar julle moet nou begin, as hy te lank aan, nou stop die man. 7 minute. Ek wil net sê, ek is so bly vir Elise Bishop en Dominique Botha, van die orde van die windpomp klink soos iets wat 'n ou man moet wen. Toe ons hier aankom by die hotel, sit ek en Irma en haar ma en Etienne hulle kom sit by ons tafel en ek voel moers belangrik. Tom Dreyer kom en daar is so van 'n gesprek oor die 2 Hertzogpryswenner en Etienne is 'n Hertzogpryswenner en ek sê, hoe moet ons nou voel? En Etienne sê, maar kakkerig hoor. Nou het ek daarom die orde van die windpomp en ek wil sê, ek neem my voor om nooit die Hertzogprys te wen.